Goeiemôre. Dit is donderdagoggend 20 Maart 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En eerstens wil ek net almal daaraan herinner aan vanaand se bosberaad waar ons 'n bietjie in diepte gaan kyk oor dit wat in die wêreld aangaan, maar veral wie sit daar agter? Wie trek die touwtjies van hierdie poppespelmeesters? Wie is hulle? Waar pas hulle in? Wat is hulle oogmerke? Wat is hulle doel wat hulle wil bereik? Ek dink dit gaan 'n baie interessante gesprek wees en ons gaan interaktief, maar ook vir die publiek gaan ons dan regstreeks om 7:00 vanaand maak seker dat jy dit nie mis nie. Nou te midde van al die striwelinge rondom die feit dat Amerika se verbintenis of verhoudings met Suid-Afrika tans op 'n kritieke laepunt verkeer en boonop Ebrahim Rasool se vertrek vanuit Amerika as ambassadeur van Suid-Afrika, is dit nog steeds asof ons nie ons les wil leer nie. Dit gaan alles oor die kwessie van, is ons in lyn met Amerika se buitelandse beleid of is ons nie in lyn met die buitelandse beleid nie? Want uit die aard van die saak is dit belangrik dat Amerika vir die lande wat hulle finansiëel ondersteun sekerlik 'n mate van wederwysige respek vereis. Interessant genoeg het Looslips Malema en sy EFF groepering 'n verklaring uitgereik 2 folios lank waar hy eintlik die saak net nog verder versleg. Hy praat dan daar van die Grand Wizard of the Ku Klux Klan met verwysing na die Amerikaanse president Donald Trump, the Grand Wizard of the Ku Klux Klan. En dan gaan hy ook verder en hy moedig vir Pinocchio aan in sy verklaring om nie toe te laat dat Amerika Suid-Afrika verder boelie nie. Hy sê dan ook, moenie dat die orange clown in die Withuis Suid-Afrika voorskryf nie. Dis erge beledigings na 'n land soos Amerika en 'n president soos Donald Trump. En plaas dat daar met omsigtigheid te werk gegaan word die teendeel eintlik gedoen. En dit gaan net ons situasie in die buiteland, maar veral in Amerika versleg. Ek kan nie sien hoe AGOA gered gaan word nie, hoe Suid-Afrika van toenemende sanksies gespaar gaan word nie. Ek dink die probleme vir Suid-Afrika het sopas verdubbel. Hy moedig dan ook vir Pinocchio aan dat wanneer die nuwe ambassadeur van Amerika in Suid-Afrika aankom, moet hulle weier om sy papiere in ontvangs te neem en die sake vir hom baie moeilik en sleg maak. Ek het 'n vermoede dat as gevolg van hierdie verklaring gaan die Amerikaners waarskynlik die aanstelling van hierdie nuwe ambassadeur vir Suid-Afrika tydelik op ys plaas totdat daar iets gebeur wat die verhoudinge gaan verbeter. Dis duidelik dat ons politici heeltemal te onvolwasse is om in die wêreldveld te speel. Hulle wys nie die staatmanskap nie, hulle het die tak nie, hulle het nie oordeel nie, hulle het nie ondervinding nie,
en hulle het nie opvoeding nie. Dis waarop dit uiteindelik neerkom. Intussen het almal van julle waarskynlik kennis geneem gister van die Ekurhuleni Metropolisie se staking, omdat hulle wil meer oortydgeld hê en die voorgestelde tariewe verwerp. Ons sien hier op die R21 tussen Pretoria en die lughawe het hulle die paaie deeglik geblok. Julle kan sien hoe staan die polisievoertuie en soos een persoon gesê het, hulle kan nie glo dat die metropolisie soveel voertuie het nie, want wanneer jy hulle bel vir 'n probleem, dan is daar nooit mense om te kom help nie. Dan het ons berigte gekry ook van 'n vleienierstaking, wat waarskynlik nie te goed afgegaan het nie, maar reeds verby is. Daar was ook weer eens berigte van Botawil, waar daar 'n groot groep mense opgeruk het na die dorp toe, en waar ons lede op die grond dan ook teruggerapporteer het dat die toestand is weer terug na normaal. Dit gaan egter oor die skielikheid en onverwagsheid waarmee sekere goed gebeur. Nou ons weet dat die Ekurhuleni polisie het hulle ontevredenheid uitgespreek ten koste van diegene wie hulle moet beskerm en wat 'n paaie hulle moet oopbou vir besigheidsmense om te kan besigheid doen. Dis hulle werk, nie om die paaie te versper nie. Hulle het dit op ander punte ook gedoen. Ek het nou net die een gewys daar by op die R21 naby die lughawe. Daar was ander plekke waar hulle ook die pad versper het. As dit dan die polisie is wat vir my en jou moet beskerm, dan bevestig dit wat ek al so lank sê, dat daardie vermoë bestaan nie meer nie, en die wil om dit te doen bestaan ook nie meer nie. En dan durf ons nog die land hulle nekke uitsteek, soos hierdie verklaring wat deur Loose Lips gemaak is, Pinocchio se opmerkings wat hy gemaak het ten opsigte van Amerika, terwyl Amerika eintlik baie hard en duidelik die voorwaardes uitgespel het. Nou ons kan nie internasionale diplomatiek hanteer nie. Ons kan nie die mense tuis beheer nie, soos nou net die 2 gevalle van die polisie staking, wat nou ook al oor en verby is, sowel as die Botawil optog, en dan sien 'n mens dat daar is net 'n absolute gebrek aan bereidwilligheid om die probleme wat ons het daadwerklik aan te spreek. Alle probleme word elders geblameer en niks by die ANC en sy trawante nie. Nou mense, as dit is hoe die dinge nou verloop, dan kan ek vir julle verseker dat dit oor 'n paar weke waarskynlik erger sal wees. Ek dink Suid-Afrika beweeg in 'n verskriklike, moeilike en gevaarlike tydperk binne, waar hulle buitelandse steun aan die daal is, waar die bereidwilligheid vir geldskenkings en of lenings al hoe minder raak, en waar ons blaatant die groot magte in die wêreld tagt. Ek dink nie Malema se opmerkings sal ongesiens en ongehoord verbygaan nie. Ek dink dit sal baie hard en duidelik aangespreek word. In elke uitlatingkie wat gemaak word deur enige amptenaar van hierdie regering in Suid-Afrika, die regering van nasionale eenheid, het sy dit nou 'n ambassadeur is, 'n minister is, of wat ook al, sal deeglik ondersoek word, deeglik na die nuances geluister word oor wat
word daar eintlik gesê? En wat beteken dit vir Amerika in sy stryd om strategiese posisies en bondgenote oor die wêreld te behou? Hierdie is 'n gevaarlike spel en dit gaan almal raak, of jy ryk is, of jy arm is, of jy nou in die mooiste huis woon. Dit gaan almal raak, dwars deur Suid-Afrika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou, ek is môreoggend terug by julle. Moenie vergeet om vanaand 7:00 regstreeks in te skakel na ons bosberaad, waar ons weer lekker gaan gesels oor wie sit agter al die onheil in die wêreld, wie streef om 'n sataniese tipe van wêreldoorheersing daar te stel om dit te skep. Vanaand om 7:00 regstreeks. Mooi loop, lekker dag.